Was dit moreel aanvaarbaar vir Abraham om sy seun te offer? Was dit toelaatbaar volgens die reëls en die wette van die tyd? Natuurlik nie. Maar Abraham het net een van twee opsies gehad. Of hy doen wat aanvaarbaar was en selfs moreel was en ook veiliger was en offer nie sy seun nie, of hy is gehoorsaam aan die woord van die Here. Maar mag die Here ons dit gun om hom te volg op sy terme en nie op ons eie terme nie. Want ons het nie die voorreg om te kies en keer wat ons wil aanneem nie. Die hele woord is uitgeasem deur die Heilige Gees. Die hele woord is die woord van God. En ons kan nie onsself bo die woord aanstel en ons eie autoriteit hoër ag as die autoriteit van God en sy woord nie. En onsself aanstel om te kies en keer wat dit is wat ons wil aanneem en wat ons nie wil aanneem nie. Die ware gelowige soek gesondheid, nes die wêreldse persoon. Maar hy soek dit vir sy siel. Die ware gelowige soek rykdom, nes die wêreldse persoon. Maar hy soek dit in die hemel, waar mot of roes dit nie kan verteer nie. En die ware gelowige soek voorspoed, maar nie soos die wêreld dit definieer nie. Ons het nie te doen met mense se liggame nie. Ons het te doen met mense se siele. En as daardie siele nie kom tot die reddende genade van Jesus Christus nie, sterf hulle nie 'n tydelike dood nie, maar 'n ewige dood in die hel. Hoe kan daar dan grappies gemaak word en stories vertel word? Wysheid is net wysheid indien ons vrees vir die Here daardie wysheid onderskryf. En ons is net wys in hoe ons ons kinders grootmaak. Ons is net wys met hoe ons geld spandeer. Ons is net wys met hoe ons die Sabbat spandeer of wys in watse vriende ons het. Indien elkeen van daardie wyshede gegrond is in ons vrees vir die Here. Want elke enkele wysheid is net wysheid indien die beginsel van daardie wysheid die vrees van die Here is. Ons is 'n sondige mensdom wat gesondig het teenoor die Here en ons staan verdoem voor hom omdat hy regverdig is. Ons verdien die regverdige straf van 'n ewigheid in hel, want ons het teen 'n ewige heilige God gesondig. En daar is net een oplossing vir hierdie probleem en dit is Jesus Christus.